Welkom terug by die groot ontbyt. Ons paasbolletjie pudding was heerlik. Ons praat vanmôre met 'n instansie waar ons graag jou hulp wil hê om ons te help om hulle te help. 'n Verskil te maak in jou omgewing. Ons praat vandag met Bark Animal Welfare. Dis 'n nuwensgewende organisasie wat kwesbare honde en katte in die groter Gaansbaai gebied bedien. En die organisasie bied noodsaaklike dierereddingsdienste en tree in wanneer daar dieremishandeling of verwaarlosing is of wanneer onveilige omstandighede of verlating diere bedreig of beïnvloed. Die stigter van Bark Animal Welfare, Annelie Jonker, is hier vanmôre en gesels môre met ons. Goeiemôre Annelie. Hi, goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid. Dis Goeiemôre. lekker om met mense te gesels wat 'n verskil maak. Vertel ons bietjie, 2009 het Bark begin, as ek dit nie mis het nie. Wat het jou gemotiveer om met Bark te begin? Ja, ek het in 2005-06 het ek permanent op Gaansbaai gaan bly nadat ek opgehou met werk het. En ek het opgelet daar's geweldig baie loslopende honde in die dorp en dit het my vreeslik gepla. Die diere was verwaarloos geweest en ek het toe vir meneer Kat Meiberg, hy is die area bestuurder van Oeverstrand munisipaliteit daar in Gaansbaai gaan sien. En hy het voorgestel, hy's 'n groot diereliefhebber, hy het voorgestel, kom ons hou 'n vergadering, 'n publieke vergadering en ons kyk wat kan wat die publiek vir ons kan doen. Wel, die vergadering is gehou, daar is 'n paar besluite geneem, 'n trust is gestig en daar het Bark toe begin, hier in Junie 2009. Watter tipe gevalle sien julle die meeste in Gaansbaai en hoe ernstig is die probleem van verwaarlosing? Die meeste is maar mishandelde diere, verwaarloos, ondervoeding, weggooi diere wat ons kry. Jy weet, daar is so baie. Jy weet, soms kom die veldwerker by die hokke, die personeel, dan sal daar 'n boks met katjies staan, vir klein katjies, of mense sal inbel en sê, daar's 'n klomp klein hondjies, hulle hoor hondjies chunk, jy weet, dan is hulle sommer daar in die veld weggegooi, so. Daar is so baie ellende eintlik wat die diere aanbetref en so groot nood en ons probeer maar dan om te help daar. Wat jy weet, hulle is net verwaarloos en hulle kort liefde en aandag en versorging. Dis die belangrikste. Liefde, aandag en versorging. As mense kom by juis versorging van troeteldiere, is daar in die gemeenskappe behoefte aan meer opleiding, meer net hulp of advies as dit kom by troeteldiere versorg en aanhou? Ja, ons het, kyk, ons is op 'n Facebookblad en ons stuur 'n nuusbrief uit, maar omdat Gaansbaai klein is, het ons veldwerker geweldige baie kontak met die publiek. Jy weet, en soos ons op gevalle afkom, jy weet, praat maar met mense bel baie keer in en vra raad. Ons het toevallig gisteroggend het ons 'n inligtingsessie by die skool gehad, by die sportgronde daar in Gaansbaai waar klomp kinders bymekaar gekom het en ons het iemand gehad wat met hulle gepraat het en jy weet, vraag, antwoord, wat doen jy in die geval en hoe moet jy jou dier versorg? En dit het baie goed afgegaan, want 'n mens moet by die kinders begin. Ons hoop ons het almal bereik, maar al is dit net 'n gedeelte, dit was 'n baie suksesvolle dag. Ons beplan ook om in die toekoms by skole self, jy weet, ek weet nou nie, ons sal moet onderhandel of bespreek het met die skoolhoofde of ons 'n sessie kan kry in die skool. Want dit is maar ons grootste storie, as die kinders kan oplei en leer, dan het ons daarom nou moed vir die toekoms. Dan kan dit mos net beter. Absoluut. Maar baie mense besef nou nie die koste van diereredding nie. Wat is van julle grootste finansiële drukpunte as dit kom by hierdie diere te beskerm en te help? Is maar die veeartskoste. Kyk, ons het nie ons eie veearts nie. Ons maak gebruik van privaat veeartse. Hulle gee vir ons baie goeie fooie. Jy weet nie wat die publiek betaal nie, wat baie help, maar ek meen hulle moet ook lewe. En ons gaan maar hulle moet almal kom baie siek in. So net om daai diere gesond te kry, om aanneembaar te wees,
kos baie alle diere wat by daai hokke inkom voordat hulle by die hek uitgaan moet gesteriliseer word. Jy weet almal, ons kry baie keer 'n dier in en dan is die dier die teef is verwagtend en dan kry sy nog 'n klomp kleintjies daar by ons, jy weet, en hulle moet almal dis inentings. Dit is maar die grootste kostes, is die veeartskostes. En hulle moet versorg word. Ons kan nie net so los nie. Jy weet, hulle het siektes. Annelie, dis my wonderlik dat jy so verwys na hoop vir die toekoms met jong mense begin, wat by jong mense moet begin. Versorging vir diere om aanneembaar te wees. Dis alles met 'n plan in die toekoms in. Dis alles volhoubaarheid, dis alles 'n langer lewe, dis die sterilisasie en dies meer. Maar hoe kan vrywilligers wat dalk vir jou wil help, wat dalk wil bydra, wat dalk ook 'n verskil wil maak, wat ook wil help bou aan 'n beter toekoms vir die verwaarloosde diere in Gansbaai. Waar kan vrywilligers julle in die hande kry? Jy het genoem van 'n Facebookblad? Ja, ons het 'n Facebookblad en soos ek sê, ons stuur 'n nuusbrief uit wat baie wyd gaan. Die vrywilligers, ons kort mense wat kan gaan stap met die diere, want hulle kan nie die hele tyd net so in die hokke staan nie. Dit is verskriklik. So ons soek stappers vir die diere daagliks, jy weet. En dan natuurlik, daar's baie klein katjies en hondjies wat aandag soek. Ons soek mense wat net al gaan sit hulle net by hulle en speel met hulle. En dan natuurlik donasies soos komberse, kos kan ons nooit genoeg van hê nie. Dit is baie belangrik en fondse. Finansieel, dit is die groot ding is fondse om die hele plek aan die gang te hou, want ek meen ons het 'n verskriklike wye area. En ons bakkie is oud, jy weet, so hy moet baie ry en hy breek gereeld, so fondse is maar jou grootste ding, maar enige hulp, ons probeer baie fondsinsamelings hou, ons het laasweek weer 'n fondsinsameling gehou, ons noem dit 'n blikkie skit, wat ons by die besighede staan met 'n blikkie, julle sal dit seker ken, maar volhoubare fondse wat inkom, dit is maar ons tekort. Nou, te midde van moeilike omstandighede is altyd stories van hoop, sukses. Is daar so 'n storie wat jy dalk met ons kan deel waar iemand wel een van die diere aangeneem het wat vir jou uitstaan? Ja, weet jy, ons het eendag 'n oproep gekry van mense wat gesê daar is 'n pitbull wat ontsettend verwaarloos is by hulle bure. Wat ons toen natuurlik dadelik in die veldwerker uitgegaan en met toestemming van wetstoepassing, want jy mag nie net in iemand se erf ingaan en iets gaan vat nie, het ons toe die pitbull verwyder. En dit was skokkend geweest. Ek meen, ek wil nie eers meer na daai foto's kyk hoe die dier gelyk het nie. Die dier is duidelik gebruik in hondegevegte ook. En dit het baie lank gevat om net weer, vleis in sy lyf te kry. Dit was verskriklik. Dit was net bene. En ons se naam was Diesel. En Diesel was vir 3 jaar by ons en ons het baie mense wil my aanneem want hy het baie merke op sy kop gehad en op sy lyf. Dit klink nou baie sleg, maar na 3 jaar het ons iemand gekry wat hom aangeneem het. En Diesel het uiteindelik sy geliefde huis gekry. So dit is eintlik ons grootste suksesverhaal. Jy weet, ons het hom letterlik 3 jaar daar gehou. Hy was later maar baak gewees. So Dis so lekker om te sien dat selfs die diere wat 'n mens dink nie hoop het nie, tog 'n kans het. Dankie wat julle doen by Baak, Annelie. Dankie dat julle die Groter Gansbaai area bedien. Ons hoop dat mense jou Facebookblad sal besoek en julle nuusbrief verder sal aanstuur. As mense enigstens, een van die kykers, enige kyker, asseblief 'n bietjie hulp wil aanbied by Baak, julle is meer as welkom as vrywilligers. Kontak hulle gerus op hulle Facebookblad en dankie Annelie vir jou moeite vanmôre. Dit is 'n groot plesier en baie dankie vir die geleentheid wat julle vir ons gegee het in die platteland. Ons is maar 'n klein dorpie. Ons almal maak 'n verskil waar ons kan, daar waar jy is. Dankie vir die verskil wat jy maak. Ja, dis dan Annelie van Baak. Onthou, Baak Animal Welfare in Gansbaai. Jy kan hulle maklik kry. Google hulle, Facebook hulle, iewers gaan jy hulle kry as jy graag 'n bietjie wil help, selfs net
om te gaan sit en te gaan speel met 'n paar katjies of hondjies wat eintlik liefde nodig het. Nou ja, daar's 'n plekkie waar ons kan 'n verskil maak. As ons terugkom nou, dan gesels ons verder.